Lekker om te weet, ons kan ons legendes ook vier hier op die program. En van oom Frik de Pre na 'n kunstenaar. Ja, Pieter Prijskerk vanoggend hier ons selfs oor 'n splinter en nuwe liedjie en ons leer hom ook 'n bietjie beter ken. Goeiemôre. Môre julle. Dankie dat ek hier kan wees. Dis 'n groot plesier, is so lekker om jou hier te hê en jou beter te leer ken. Kyk, jy is nou al famous op sosiale media, maar nou moet ons jou ook eens beter leer ken. Natuurlik, ons gaan nog pad stap. Jy sien dan nou, waar het jy groot geword? In Benoni. Ek kom oorspronklik van Benoni af, ja. Eastern End. En jy was op skool 'n sportman gewees, waar die musiek begin vir jou? Ek het oorspronklik rugby gespeel, ja. En toe ek 12 jaar oud was, het ek die Ekurhuleni kinderkoor gejoin. En daar was ons koor Olympics toe gewees. Toe het ek my Olimpiese ringe gekry, ons het goud verwerf en dis waar my musiekloopbaan begin het. Dis waar ek besluit het, hierdie is wat ek wil doen. Musiek is die ding. Ja, definitief. Maar is iemand in jou familie vir jou ook daai musiekinspirasie gegee? Is jou familie musikaal? Glad nie. Nee. Niemand nie. Dit is ongelooflik. Ek dink oor dat daar nog nie regtig effort gewas het nie. Ek het al stories gehoor dat my oupa Grootjie was musikaal geweest en dat hy plate rekord het en so. Ek weet nie. Ek het nou nog nooit self na dit geluister nie, so ek kan nie sê nie, maar verder as dit weet ek van niemand in my familie nie. Wow. Ja. So, hoe het jy in die koor beland? Het daai juffrou op skool jou stem gehoor of jy sê kom sing 'n dingetjie vir my of hoe het dit gebeur? Dit was eendag na skool geweest. Ek het eintlik nie geweet van hierdie audisie nie. En toe het hulle na skool gesê, "Hoor jy, het jy gehoor van die kooraudisie wat hier is?" En ek sê, "Nee." En ek het my ma toe nou oortuig dat ons bietjie langer bly dat ek die audisie kan doen. En dan die Christine was haar naam. Sy was die koor dirigent geweest. En toe sê sy vir ons, toe sê sy vir my ek moet die nasionale lied sing. Ja. Toe sing ek vir hom Nkosi Sigaleli. En ja, dit was die audisie. 'n paar jaar, dit was die audisie geweest. Nou toe jy nou begin koor sing, wat se die rugby spanne obviously 'n speler verloor seker nou of het jy albei saam gedoen? Nee, ek moes rugby los. Ek moes wat se posisie het jy gespeel nie? Ek neem aan losskakel. Loskakel. Vir 'n lang man soos jy, loskakel. Ek was eintlik baie kort. Ek was baie kort. Totdat ek omtrent 15 geword het, toe skiet ek die hemel in. Nou, wanneer jy nie sing of besig is met musiek nie, watter ander stokperdjies het jy? Visvang. Visvang? Mal oor visvang. Ja. Daar's 'n paar mense al hierdie week by ons wat mal is oor visvang. Ek's regtig, ek geniet dit, maar nie spesiehengel nie, ek's 'n papgooier. Is jy? Ek's 'n papgooier. Dam of soutwater, see? Nee, dam. Damvis, ja. Ek wil nog baie graag gaan diepseehengel. Ja. Ek het dit nou nog nie gedoen nie, is nog op die bucketlist. Ja. Maar damhengel is ek verskriklik lief vir. Maar wat spesifiek is die damhengel? Karpe, babers is 'n lekker fight. Ja, dis meer. Jou gunsteling dam om te vang. Valdam. Ons het so 'n privaat oor daar by die Valdam waar ons altyd gaan vang. Dit is fantasties. Mal oor dit. Wow, ja. Nou, wat is jou triek? Daar's altyd 'n triek. Daar's 'n geheime bestand. Ek mag gaan sal jy sê, ek weet dit is geheim. Ek sal sê dit is moeilik vir my, maar ek sal dit sê. So baie mense glo in die Valdam vang jy rooi. Jy het mos nou verskillende kleure waarmee jy vang. So hulle sê Valdam is rooi. Maar ek het met my pa geleer ons vang geel. Geel florre. Geel en groen florre werk in die Valdam. Ja. Daar's nou 'n triek vir al die visserman. Daar's ietsie anders. Jy sien dan nou. Hoor jy ek se gepraat nou. Jy het jou naam gemaak op sosiale media, TikTok, verstaan waar almal jou leer ken het en wat ook al. Wat was die eerste liedjie wat jy gesing het op TikTok wat mense so begin raak sien het? Dit was 'n original song geweest, een wat ek geskryf het. Daar's nog planne vir hom. Okay. Maar ja, dit was 'n original song geweest wat ek geskryf het en toe het ek gedink laat ek 'n videoetjie maak van dit want ek sien almal doen hierdie sosiale media ding en hoe anders gaan jy raak gesien word, jy weet. Ja. En so toe het ek daai hou my vas liedjie gespeel op TikTok, net 'n versie in die chorus en toe sê ek, "Hey julle, hier is 'n song, ek het hom geskryf, hy's nie klaar nie. Ek het nie 'n naam vir hom nie, maar dis hoe hy klink." En hy het regtig goeie terugvoering gekry en hy het baie views gekry vinnig. Ek kan onthou my eerste 1000 views, toe stuur ek vir al my vriende. Soos check hier, so ek het 1000 views en toe die volgende oggend toe ek wakker word, toe staan hy oor die 20000 so. Nou hy het vinnig geklim, ja. Geviral. Hoorie so gepraat van 'n klim viral te kere gaan jy gaan nog toer ook later van die jaar. Later van ja, ons beplan nog, ons is nog steeds besig om bookings te vat vir die Kaap toer wat hulle beplan. Dit is ongelooflike dinge so vinnig soos jy sê, viral ook sommer gaan. Jy gaan ook sommer aan die gang met jou toere. Waar gaan julle oral toe? Hulle kyk op die Garden Route. Dit is wat hulle beplan het. Ja, ek hoor is baie gewild. Dis baie plekkies daar vir al mense ons ouderdom, soos die target market sal ek sê as ek nou mag Engels praat. Maar ja, so baie van ons ouderdom 'n bietjie ouer, dis maar vir wie ons target. Jy het nou die toerery. Yes, ek is mal oor dit. Ons was my heel eerste ver gig was in die Vrystaat geweest, so 2 maande terug. Okay. Daar rond.
het ons uitgery en dit was vir my 'n verskriklike goeie ervaring. Uitgery soontoe by Harry Smith gestop, vanaand daar ietsie geëet, oorgeslaap en Jy het dit gesien op socials. dis die droom. Dis Dit is die ek is mal rockstar oor. droom wat 'n mens Natuurlijk, jy wil mos maar rondtoer en mense ontmoet en nuwe plekke sien en Ja. dit is my passie, dis wat ek wil uitleef, ja. Die nuwe enkelslied, dis net jy vertel ons daarvan. Dis net jy was geskryf op 'n plaas. Dis 'n so ek is 'n stads ek like my jeans en die lang hare en die mooi skoene en daai dinge. So ek het 'n hoërskoolmeisie gehad en soos die ouer garde glo jy ontmoet die pa en die pa gee toestemming. Ek is ook so. Like dit. En sy het my toe gesê die pa gaan ons kom optel en ek trek toe selfe stadsklere aan. Jy weet, ek het my haartjies mooi en skoene en jeans en golfer hempie. En toe klim die pa daai uit sy Hilux uit met sy vellies en sy kakie broek. Toe weet ek nou het ek nonsens aangejaag. Nee. Ja, dit was 'n lang pad tot Mzimbithi, dis waar die plaas is. 4 ure niks praat nie. En Nie gepraat nie. nee, ek Die oom was kwaai met jou. Hy was dis 'n plaas oom en ek was sy dogter dit. Jy kan mos nou dink. Ja, nee, as jy op afstand moet hou, as prins, ja. Ek het in die jagterskampie geslaap. Ek het nie in die huis geslaap nie. Nie sal jy hy slaap nie. Jy sal ver weg slaap. Exactly. So Ja. toe het ek daar in die jagterskampie so begin skryf aan hierdie liedjie. En dit was eintlik net 'n gedig. En in die song is al baie repetition. Dis net jy. Ons sal seker nou luister. En dit was net 'n gedig wat ek geskryf het. En dis Ja. weet jy, ek so mal oor jou, maar ek moet jou pa se aandag eers nou. Ek moet eers sy toestemming kry om dit te date. En ek het teruggekom huis toe en toe ek hom vir my tannie aangestuur. En sy het my oortuig om dit 'n volledige sang te maak. En nou is dit my eerste release. Oh, Snaaks hoe dit wow. uitwerk Dis nie. Ja. Dis baie cool. wonderlik nou. Hoe voel jy as jy vir die eerste keer as die lied nou klaar is en jy het hom nou gerekord en hy's geproduce en alles en jy hoor hom dalk op 'n radiostasie en wat ook om te weet hierdie is jou eerste single. Hoe voel dit? Ek het hom in hierdie week vir die eerste keer op 'n radiostasie gehoor en dit was 'n half emosionele oomblik vir my oor dit so groot droom is. Ja. Dis regtig vir my dis al wat ek wil doen. So om daai doelwitte te bereik en dit so te sien gebeur is regtig 'n amazing experience. Sjoe, dit is fantasties. Jy gaan net nou ook vir ons sing. Wat sing jy vir ons? Dis net ek gaan hom vir julle live doen. Ek kan nie Lekker, wag sien nie. my dan al. Pieter, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek waardeer dit. Dit was my regtig 'n voorreg om hier te wees. Ek kyk julle show nou al vir 'n rukkie. Ag, Jesus. Dit was eintlik daai selfde tannie het my voorgestel aan groot ontbyt. Dis ek vir ek kyk die ou mens program. Omdat Jennifer hier op is. Ek weet, ja. In elk geval. En toe gaan kyk ek dit nou toe probeer ek dit nou een oggend ek was bored geweest. Toe sit ek dit nou maar aan om te kyk. Yes, en toe raak ek verlief op dit. Toe kyk ek dit vir maande aan een regtig is regtig. Jy raak nou oud, hoor. Ek raak oud. Ja. Ja. Ek het daarom nog nie blesplekkies nie, maar ek sal seker nog stadig met. Jy ook nie, moenie hoor nie. Ek sê check niks. maar, ek check. Nee, ek like dit. Dis toe nou nie so ou mens program nie. Ag, So. Pieter, daai storie het goed geëindig. Dankie, Pieter. Yes, dit was my regtig voorreg. Ag, Dankie. Jesus, so Waardeer. lekker weet jy. Dit is Pieter Prys. Bly net op hy is want net hierna sing hy ook vir ons. Dis net jy.